die Eufrat rivier en die boek Openbaring, deel 120. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Miskien spesifiek die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, omdat dit die handboek is wat ons gebruik het vir hierdie studie. Of enige van die ander boeke, dan kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. Dis soos wat hierbo is. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan na deel 1 begin voor, het 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik om in te teken op die webtuiste kanaal, wel eintlik die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisskenings kan ontvang van al die ander studies wat ons mee besig is. Het is noodsaaklik, ons vereenselwig as jy met enige instansies, die Messiaanse groepe, Israelvisie groepe, die Hebrew Movement, die Second Night Movement, ons nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons bly en is net 'n eindtyd Bybelstudiegroep. Baie van die NAR ouens, hulle hou niks van dit nie, maar weet jy wat? Dit pla my niks nie. Openbaring hoofstuk 22. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Openbaring hoofstuk 22. Die laaste boek van die boek Openbaring. Nou, in hierdie laaste hoofstuk gaan ons 'n magdom inligting ontdek en hanteer wat godsdienstige protestante en charismate en die Rooms-Katolieke kerk totaal en al uit verband uitgeruk het. Goed wat hulle gesê het en voorspel het en wat nie Bybels is nie. Maar die impak van Openbaring hoofstuk 22 is so belangrik om te verstaan wat hier geskryf staan. Ek wil amper sê, dit is amper soos die bakpoeier vir die hele boek Openbaring, om dit te verstaan. Die troon van Jaffa en die lam, Openbaring 22, vers 1. Die troon van Jaffa en die lam. Vers 1, en hy, naamlik die engel van Jaffa, het my, dus Johannes, getoon, eintlik apostel Johannes, getoon 'n suiwer rivier van water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van Jaffa, ons Vader en die lam. Baie vroeg in hierdie studie het ek reeds vir u deur die woord van Jaffa bewys dat wanneer daar in die boek van Openbaring na waters verwys word dit in werklikheid na mense, volkere, tale en nasies verwys. Openbaring 17 vers 15. Tot op hierdie oomblik was dit presies bevestig soos wat dit deur apostel Johannes gesien was. Vir watter rede sal ons dan nou in hierdie finale hoofstuk die beeldspraak van water wil verander? Om by een of ander kerklike sienswys, dogma of leerstelling aan te pas. Wanneer mense hierdie gedeelte lees, verwys hulle altyd na gewone water wat uit die troon van God, hulle noem dit troon van God, vloei, Jaffa. Terwyl dit in werklikheid geheel en al beeldspraak is, verwysend na die bruid van Javashua voor die troon van Jaffa, ons Vader. Nou daar kry hierdie versgedeelte skielik 'n ander betekenis. Heeltemal ander betekenis. Wanneer ons hierdie hoofstuk bestudeer, kyk of u self die beeldspraak kan verklaar. Wanneer ons vers 1 bestudeer, dan vind ons dat apostel Johannes spesiaal melding maak van die volgende. A. 'n suiwer rivier van water van die lewe. My vraag is eerstens, die bruid van Javashua, is sy nie ook gesuiwer
deur die genadebloed van Jahweh nie? Natuurlik is sy. Maak dit haar dan nie ook lyk soos helder kristal water van ewige lewe nie? Natuurlik. Die laaste gedeelte van vers 2 sê, water wat uitstroom uit die troon van Jahweh en die lam. Water wat uitstroom uit die troon van Jahweh en die lam. Die rede dat hierdie helder kristal water van die lewe, wat die vrou van die lam is, skyn voor die troon van Jahweh ons Vader en van die lam, Jahweh, is omdat dit Jahweh se belofte aan Vader Abraham was, toe hy self met Abraham ontmoet het. Die verbond tussen Jahweh Almagtig en Vader Abraham sal wees, ek sal vir jou 'n Elohim wees, en julle sal my volk wees, Genesis 17 vers 7 en 8. Soos 'n Ou Testamentiese skrifgedeelte, wat hierso tot vervulling kom nou ook. Nou in hierdie vernaamlike, in hierdie vierhoek, dis 'n vierhoek, 'n vierkant, Jahweh ons Vader, Jahweh ons Verlosser, en die kristal helder water, wat beeldspraak is vir die bruid van Jahweh, en die oorblyfsel van Israel voor die troon van Jahweh Almagtig, en die lam Jahweh, is 'n vierhoek. Nie 'n Trinity nie, 'n vierhoek. Wat u nie moet vergeet nie, is dat hierdie hele toneel van Openbaring 22 vers 1 tot 22 speel in die hemel af, voor die troon van Jahweh die Vader en van die lam Jahweh. Hierdie toneel speel volgens die woord van Jahweh verseker nie op die aarde af nie. Want voorstanders van die 1000 jaar teologie beweer dat hierdie toneel op die aarde afspeel. Dit is onmoontlik. Die troon van Jahweh is in die hemel, nooit op die aarde nie. Die boom van die lewe, vers 2, dan moet ons mooi lees, né? In die middel van die straat en weeskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot die genesing van die nasies. Nou hierdie is een van die skrifverwysings wat die ouens wat glo aan die 1000 jaar aardse vrederyk gebruik, om dit te bewys. Ons moet net lees wat die woord vir ons sê, om werklik te weet wat hier geskryf staan. Ons lees hom weer. En in die middel van die straat, 'n straat is wat? Is 'n teerpad. En in die middel van die straat, en weeskant van die rivier, was die boom van die lewe. Straat, en 'n rivier, en alle twee kante van die rivier, was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Nou as jy 'n seatbelt het, is tyd om hom nou vas te maak. Ek het verseker dat jy self ook die beeldspraak in die versgedeelte raak gelees het. Om die beeldspraak te verduidelik, is dit nodig dat ek eers weer seker vrae aan u moet stel. Soos maar hoe dit gaan in 'n Bybelstudie. My eerste vraag: is daar enige siek mense in die hemel of hemele? Wat sê u? Natuurlik nie. Want die woord sê daar kan geen siektes of demoniese werke of enigiets, vlees en bloed kan nie in die hemel ingaan nie. Kan gees siek word? Nee. Onthou dit. Vraag 2. Word verheerlikte siele in die hemel honger? Word gees honger? Nee. Onthou dit. Hier is die twee vrae. Is daar enige siek mense in die hemel? Of siektes? Natuurlik nie.
word verheerlikte siele in die hemel honger? Natuurlik nie. Want waar gaan hulle die kos vandaan kry? Maar nou het die kerke in die laaste meer as 600 jaar nooit vir ons die beeldspraak rondom Openbaring 22 verduidelik nie. Wanneer ons sou weer vers 2 lees, sal jy vind dat dit deurweek is van beeldspraak. Waarom sê vers 2 dat? Die boom van die lewe het 12 maal per jaar vrugte gehad. En sy blare is tot genesing van die nasies. Kyk vir my, wat sê u? Dit staan in die Bybel. En dit skep onmiddellik, die versies in vers 2, skep onmiddellik die gedagte dat daar siek mense in die hemel is. En dat daar 'n boom is wat vrugte dra 12 maande 'n jaar. Sê vir my, is daar seisoene in die hemel? Is daar lente, herfs, somer en winter in die hemel? Bome dra nou 12 maal 'n jaar vrugte in die hemel. Wat se vrugte is dit? Druksvye of is dit druiwe, vye? Wat se perskes, pruime? Wat se vrugte? En dan is daar onmiddellik 'n vraag. Is daar siek mense in die hemele? En sy blare is tot genesing van die nasies. Nou watter nasies gaan in die hemel wees? Ek dacht dan, ons is gees. Almal. Ons het dan gesien hoe daar 'n heidense bruid was, uit die heidene uit, wat die einde van Openbaring 3:22 weggeruk was, by die koms of die wederkoms van Jahshua, die parousia, en dan die Jacob's bride, die anderste gedeelte, wat weer Openbaring 19 vers 7 tot 11, waar Jahshua sy voet op die Olijfberg gesit het, toe hy gekom het, 1/3 van Israel kon weggeruk het, en waar ons dan in Openbaring 21 gesien het, ons gesamentlik word nou genoem, die vrou van die bruid wat genoem word, die vrou van die lam. So sy gaan siek word. So behalwe die bruid, die lam, gaan na ander nasies in die hemel. Nasies is ouens met skewe oogies en verskillende velkleure en dis nasies. Gaan na allerhande nasies. En sy blare is tot genesing van die nasies. So daar gaan Chinese wees en daar gaan blanke ouens wees of mense wees en daar gaan Asiate wees en daar gaan jy kan swart mense wees, jy kan doen wat jy wil. Want dis verskillende nasies. Of is alle nasies wat deel van die bruid van Jahshua geword het, dan nie as gees in 'n verheerlikte liggaam opgeruk in die hemel in nie? Sien, dis die goed wat mense se koppe de mekaar gemaak het. En waar die kerk, die Rooms-Katolieke kerk, dit gebruik het om sy teologie van 1000 jaar aardse vrederyk te dryf. Ek wil weer sê, as jy 'n addisionele studie wil doen, gaan kyk na my reeks, ekskuus tog, my stem is bietjie klaar, is al die 3de reeks wat ek opneem vanaand. Gaan kyk na my reeks, die leen van die 1000 jaar aardse vrederyk. Gaan kyk na dit. Terwyl ons reeds, ek wil net hierdie gebeeld, waarom sê vers 2 dat die boom van die lewe het 12 maal per jaar vrugte gehad, en sy blare is tot genesing van die nasies? Kan u vir my verduidelik? Terwyl ons reeds bepaal het dat die verheerlikte siele of mense in die hemel nie kan honger word nie, en ook nie siek kan word nie. Stem ons saam met dit? Logika sê, jy kan nie eet nie. Gaan almal in die hemel vegetarians wees, want daar is nie beeste en skape en bokke en al die goed om te eet nie. So in die hemel gaan al die mense, die geeste, gaan almal vegetarians wees, en vrugte eet en blaarslaai en die goed.
Bestaan nie so iets nie. Hy sê, terwyl ons lees bepaal het dat verheerlikte siele of mense, wat verander is uit verganklike verheerlikte liggaam, nie kan aan honger word nie en ook nie kan siek word nie. As die hemel waarna toe ons moet gaan, die paradys en die hemele vir die bruid, die 7de hemel, dan hierdie eienskappe moet hê, die 7de hemel waar die troon van Jahwe is, dan hierdie eienskap van siektes moet hê, en van honger en dors, en dan wil ek nie deel wees van dit nie. Dan stop ek sommer nou. Het nie. Maar dis die kondisie wat die Rooms-Katholieke Kerk eerste en dan later protestante en charismatiese kerke en al die verskillende drie susters kerke in Suid-Afrika en die gelowe dan met die goed gekom het waar die Satan leuns ingevoer het om mense onder godsdienstige dogmatiek en dwang in te katrol. Wat sê u? Ek gaan net nou hierdie twee vrae beantwoord. Wat ons eers volgens die woord van Jahwe moet bepaal is, wie of wat is hierdie boom van die ewige lewe wat hier in vers 2 na verwys word? Het jy mooi gekyk? Toe ons gelees het, en in die middel van die strate, vers 2, aan weerskant van die rivier was daar 'n boom van die ewige lewe, halleluja. Nou moet ons sien, wat is hierdie boom van die ewige lewe? Volgens die boek van Genesis, lees ons dat die mens het hom tot sy sondeval gekom, nadat hulle, dis Adam en Eva, van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het. Genesis 2 vers 17. Nou verklaar Jahwe Almagtig self in Genesis 3:22. Luister wat sê hy. As hy die mens, dis Adam, nou maar sy hand uitstrek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Sê vir my, glo u dat in die tuin van Eden was daar twee bome wat daar gestaan het? Die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die ewige lewe? Die een het appeltjies gedra en die ander een het vye gedra. Wel, die enige wil ek noem, die boom van kennis van goed en kwaad was 'n appel wat die kerk het vir ons geleer dat Eva 'n appel geëet. Een van die grootste godsdienstige leuns wat ooit was. So die slang was ook 'n vegetariër, hy het ook appels geëet. Nee, dit is 'n leuen wat die Katolieke Kerk gestig het, geskep het, en wat later die jare deur ons Sondagskool Bybels, ons het so dik groot Sondagskool Bybel gehad, waar my ma hulle vir ons uitgeleer het. Prentjies van die slang wat uit die boom uit hang. Dit was kinderbybels wat die NG Kerk geteken en geskryf het, om kindertjies gewoon te maak, om te glo in die paradys op die aarde. Paradys was nog nooit op die aarde nie. Paradys word 3 keer genoem, elke keer in die hemele, in boek Openbaring. Tuin van Eden was op die aarde gewees. Hier hang die slang uit die boom uit, Eva staan kaal daar, en hier is die slang die appeltjie. Regtig? Ons kom by die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die ewige lewe. Volgens die boek van Genesis lees ons dat die mens is Adam, het tot sy sondeval gekom nadat hulle, Adam en Eva, van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het, die appelboompie, né? Ek wil tog sê, kry my boek, die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Dis 'n A4 boek, maar so dik swart boek. Daar vertel ek vir jou alles. By die kerk, in meer as 600 jaar, nooit gewaag het om vir jou te vertel nie. Die pastore sou nooit, en die predikante sou nooit nie, vanaf hulle salarisie verloor, en die pastorie waar hulle ingebly het. Hy sê, die boom van kennis van goed en kwaad geëet, Genesis 2 vers 17, nou verklaar Jahwe Almagtig self, in Genesis 3 vers 22, luister wat sê hy, as hy, dis die mens, Adam en Eva, nou maar nie sy hand uitstreek, en ook van die boom van die lewe neem en eet, en lewe in ewigheid nie. Die boom van kennis van goed en kwaad,
staan waar? In die tuin van Eden. Die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die ewige lewe. Maar hier lees ons dan in Openbaring 22 ook van die boom van die ewige lewe, wat 12 maande 'n jaar vrugte gedra het. Openbaring 22. Net so terloops, nog 'n vraag. Wie is die vader van die leuns? Satan natuurlik, baie maklik. En wie is die oorsaak dat ek en u vir ewig mag lewe? Jahweh natuurlik. Volgens die eie antwoord. Wie sal u nou sê is die boom van die dood wat in die tuin van Eden staan? Satan. Want dit is beeldspraak. Daar was nooit 'n boom gewees nie. Dis maar hoe Tosius hulle dit beskryf het. Daar was nie 'n boom met 'n appeltjies aan nie. Dis 'n vergeesteliking om te sê die Satan was teenwoordig, wat daar was om die mens te verwoes as hulle ongehoorsaam raak. Maar Jahweh was ook daar om hulle ewig lewe te gee, sou hulle die boom se vrugte wou eet. Kom ons lees dit nou. Wie sal jy sê is die boom van die dood in die tuin van Eden? En wie is die boom van die ewige lewe in die tuin van Eden? Satan en Jahweh. Hierdie boom van die dood in die tuin van Eden is sekerlik nie 'n appelboom, soos wat ons reeds deur eeue heen deur die kerke geleer was nie. Hierdie boom van die dood is net beeldspraak, verwysing na Satan wie die mens tot die sondeval gelei het. Die boom van die ewige lewe is beeldspraak vir die genade van Jahweh, wat ons tot die ewige lewe gelei het. Daarom sê Jahweh, die skepper van hemel en aarde, self in Genesis 3:22, dis na hulle 'n Sondag het. As hy, dis die mens, nou sy hand sou uitsteek, en van die boom van die ewige lewe, dis Jahweh, neem en leef, eet, en lewe in ewigheid nie. Hy kon herstel word, maar hulle het nie geweet nie. So onmiddellik kry ons nou 'n ander perspektief van die boom van die ewige lewe wat weeskante van die straat is, wat vrugte dra, twee wil wees van die straat en van die rivier, en vrugte dra 12 keer 'n jaar. Dit is om voor te stel elke maand, 12 maande, maar dis maar 'n beeldspraak, maar daar is nie maande en seisoene in die hemel nie. En ook nie vrugte nie, want vrugte is nie nodig nie, want niemand gaan dit eet nie, dit gaan vrot word aan die bome. En daar is nie brommers in die hemel wat die goed kan opvreet en die goed nie. So, kind, dink aan die beeldspraak. Hoekom het die kerk ons nie goed geleer nie? Hy sê in Genesis 3 vers 22, as hy die mens nou nie sy hand uitsteek en van die boom van die lewe, Jahweh, neem en eet en lewe in ewigheid nie. Nadat Jahweh die Almagtige die mens uit die tuin van Eden verban het, hoor ons nooit weer van hierdie boom van die lewe nie. Is dit nie ironies nie? Totdat ons weer van hierdie boom van die lewe lees, wat se blare tot genesing van die nasies is, volgens Openbaring 22 vers 2. So die een boom van die lewe is in die tuin van Eden, in Genesis, die eerste boek in die Bybel, dan vind ons hierdie selfde boom in Openbaring 22 vers 2 weer in die boek Openbaring, die laaste boek van die Bybel. Nou sê ek net hierso, nadat Jahweh die mense in die tuin van Eden verban het, nie die paradys nie, Eden, hoor ons nooit weer van hierdie boom van die ewige lewe nie, tot ons weer van hierdie boom van die lewe lees, wat se blare tot genesing van die nasies is, volgens Openbaring 22 vers 2. Wie het vir u en vir my
die boom van die ewige lewe geword. Ja, Yeshua. Hy het vir ons die versinningbeelding geword. Hy het vir ons die karakter geword. In sy bonatuurlike genadebloed het hy vir ons die ewige lewe kom bewerkstellig, wat Adam en Eva in die tuin van Eden verloor het. Hy kom herstel die bonatuurlikheid in ons lewens wat Adam en Eva besit het, voordat hulle tot 'n sondeval gekom het. Deurdat Yeshua in die doodryk afgedaal het, en met die sleutels van die dood en die doodryk teruggekom het. Van daar af, waar hy teruggekom het uit die doodryk, sterf die mense nog steeds, tot vandag toe. 2025 jaar. Nog steeds sterf mense, die begrafplaatse is vol. Ek praat gereeld daaroor. Maar hy het die sleutels van die dood en die doderyk. Hy het kom herstel dit wat Adam en Eva, naamlik die ewige lewe, prysgegee het. En dit veroorsaak dat ons, die Bybels woord Yeshua sê, julle sal lewe, al het julle ook gesterwe. En die huis van my vader is baie wonings, ek hou van daai skrif. As dit nie so was, is ek veel gesê, as ek klaas kom, ek julle haal, dat julle kan wees waar ek is, wederkoms, waar? In die hemel. Nou waarom sê Openbaring 22 vers 2, dat hierdie selfde boom se blare is tot genesing van die nasies? Jy weet verseker reeds dat hierdie is verheerlikte siele wie in die hemel is, en hulle word nie siek nie. Dis mos net common sense, logika. Waar Jahwe almagtig teenwoordig is, kan geen siektes heers nie. Wie bring siektes? Wie veroorsaak? Satan. Satan. Dis deel van 'n aardse opset, waarvan Satan die meester is. Dis sy grondgebied, hier waar ons besig is, waar ons lewe. Kankers en allerlei geestelike siektes, en ek kan so 'n dik boek skryf oor dit. Jahwe het nooit bedoel vir die mens om siek te wees nie. Maar die mens het deur ongehoorsaamheid, Adam en Eva, het dit oor hulle losgelaat en losgemaak. Yeshua bring die fasiliteit van sy bonatuurlike genadebloed, bring hy vir ons, toe hy opstaan uit die doodryk. Hy het reeds aan dit gewerk. Hy is die weg, die waarheid en die ewige lewe. So hierdie verheerlikte siele wat in die hemel is, die bruid, die vrou van die lam, word hulle siek. Maar hy sê dan in Openbaring 22:2, dat is tot genesing van die nasies. Die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Eerstens, wie word siek? En watter ander nasies is daar? Behalwe die bruid. Ek praat nou nie van die engele nie, ek praat nie van die gerubs en die serafs en die 24 ouderlinge en die 4 heilige wesens. Ek praat nie van die bonatuurlike hemelsfeer nie. Ek praat van hulle wat van die aarde af opgeruk was. Ons is dan verander in ons is sonder spot of rimpel, vlekloos. Ons het op die troon gesit in die oordeel, rein gewas deur die bloed van Yeshua, om deel van die jury te wees. Hoe kan ons nou skielik siek word? Want jy moet verstaan, waar siekte is dood. Die uiteinde van siekte is wat? Dis dood. Die vloek van Eden. Die vloek van die tuin van Eden.
As julle van daai boom eet, sal julle sekerlik sterwe. Hoekom sterwe? Sterwe kom deur verskillende siektes. Aardse siektes. Is daar enige aardse siektes in die hemel? Nee, is nie wat my Bybel sê. Ek wil net sê, as dit waar is, dan wil ek nie deel hê daaraan nie. In plain Afrikaans, then we wasting our time. Ja, maar die Bybel sê, en weet jy wat ek glo wat die Bybel sê, sê die ouens, regtig? Maar jy glo wat die kerk ons geleer het. Maar die kerk het nooit gekom om vir ons die beeldspraak te kom verduidelik nie. En dis wat Jaffa met my kom doen het in die laaste 58 jaar. 25 jaar van my lewe voorheen. In afsondering en studies en navorsing in die boek Openbaring, voor ek die 2 sleutels tot die boek Openbaring geskryf het. Onthou net dat die Bybel sê, teachers in Hebreërs sê dat Jaffa is geen mens dat hy kan of sou lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Hy het gesê daar kan nie sonde ingaan nie. Daar kan nie siektes ingaan nie. Daar's nie verganklikheid daar nie. Ons is wedergebore uit onverganklike saad. Gaan luister na die reeks wat ek nou net klaar gemaak het. Verskyn die bruid voor die regterstoel van Jahshua. Nee, want ons is wedergebore uit onverganklike saad. Nou daai onverganklike saad gaan voortbestaan in die hemel. So wat gaan siek word? Nou ek gaan hierso moet stop, maar ek gaan weer aan dit raak die volgende keer wat ons by mekaar kom. Want hier's te veel om te deel in hierdie 2 versies as om net van dit te kan wegstap. En dis wat Satan nooit wou gehad het nie, is dat hy die waarheid moes wees nie. Bid vir die bediening, bid vir Jaffa dat siele tot inkeer kom en dat hy ons bewaar en beskerm en ons seën tot volgende week as Vader wil. Maranatha, Jahshua kom weer. Halleluja.